Baie welkom julle almal. Welkom. O, joh, hier's lekker baie mense in ons klas vanaand. Ek wil net seker maak julle kan my hoor, nê? Jy, daar's al die thumbs up. Daar's almal se ek is so bly julle is hier. Vanaand gaan 'n baie interessante aand wees. Breek die siklus met dollars aanlyn. Nou julle, jy's in die huis van baanbrekers. Wat is 'n baanbreker? En daar's 7500 van ons reg oor Suid-Afrika. Daar's 58000 van ons reg oor die wêreld en 1400 op ons, net op ons WhatsApp groep alleen. Wat is 'n baanbreker? Ons is gewone mense wat ons ou baan gebreek het en 'n nuwe baan gebou het. Die ou baan van tekort, van sukkel, van kan nie meer nie, van moeg en moedeloos. Daai baan het ons agtergelos en ons is op 'n splinter nuwe baan. Maar voordat ons nou verder gaan, die nuwe baan wat ons bou, ons het almal tot die slotsom gekom dat sonder Abba Vader gaan ons verseker misluk, maar met Abba Vader is ons tot alles in staat, nê? Want die woord sê Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my krag gee. So ons bid altyd vir ons begin. So voor ons verder gaan, kom ons bid net gou-gou. Abba Vader, dankie vir die voorreg om hier van oral oor Suid-Afrika op die internet saam te kuier vanaand. Vader, U is die beste, enigste, almagtigste besigheidsman wat daar is. En ons kom vra vanaand, Vader, besigheid gaan eintlik aan die einde van die dag oor U. U is die skepper God van alles. Geef vir ons asseblief wysheid en insig vir elke persoon wat vanaand hier is en dalk moeg en moedeloos voel. Vader, gee vir ons 'n openbaring, wysheid en insig wat ons moet doen om daai ou baan te breek en om 'n nuwe baan te bou. Ons bid dit in die almagtige naam van Jesus. Amen. As hy julle, nou wat doen ons? Ons veg vir ons families. Dis nie lekker as jou familie swaar kry nie. En die rede hoekom ons hier is want ons het almal van ons op 'n ander tydstip 'n lyn getrek en gesê genoeg is genoeg, dis nou klaar. Ons gaan nie verder sukkel nie. So jy's op die regte plek. Nou daar's 3 goed wat jy nodig het om geld te maak op die internet, aanlyn, op 'n veilige manier. Selfoon, Wi-Fi en rekenaar. As jy daai 3 goed het, dan kan jy. So ons het 2 aanlyn klaskamers. Ons leer aanlyn hoe om geld te maak. Ons het ene wat reg oor die wêreld is, daar's 58000 mense in, en dan het ons ene waar ons op 'n kleintjie hier in Suid-Afrika waar ons Afrikaanse baanbrekers op het wat ons boeremense saam staan en mekaar help. En wat gebeur in 'n gesin as daar nie finansies is nie? Julle, dis nie lekker nie. Dit sit geweldige druk op ouers. En wie's in die middel? Wie bly agter? Wie kry eintlik aan die einde van die dag die swaarste? Die kinders. En Karin Odendaal het so 'n paar weke gelede, toe sy in een van ons aanlyn klasse gesê, sy het die siklus gebreek, want sy het besef, sy gaan 'n patroon skep vir haar kinders, want sy sê heeltyd vir haar kinders, daar is nie geld nie. Daar is nie geld nie. So die kinders het begin glo, daar is nie geld nie, en hulle het vir baie goed nie meer gevra nie, en Karin Odendaal het gesê, sy het besef, sy moet daai patroon, moet sy breek, want die kinders verdien meer as dit, en dis hoekom sy haar aanlyn besigheid begin het, en Karin se woorde het soos 'n veldbrand versprei, en moed onder almal van ons veroorsaak, want dis die rede hoekom ons hier is vir die kinders, vir ons families. So, ons moet daai siklus breek, ons moet vir die kinders 'n beter voorbeeld stel, en ons moet vir hulle deure oopmaak. Daar's kinders wat swaar kry, want hulle kan nie sport doen by die skool nie. Hulle kan nie op die rugby toer gaan nie. Hulle is vir die 3de jaar in 'n ry met dieselfde ou skoolklere skool toe. Ons kan nie dit aanvaar nie, ons moet daai siklus breek. So hier is die vraag vanaand, hoe veilig is jou inkomste? Skep vir jou, soos die Engelse sê, multiple income streams, meer as een inkomste stroom, sodat jy nie net een salaris het maandeinde nie. En die vraag is, wat as jy 'n R30.000 ekstra per maand kan verdien? Wat gaan dit beteken vir jou familie? Want vanaand gaan ons gou vir jou wys, dit is moontlik. Dis absoluut moontlik. In die 1933 Afrikaanse vertaling in die woord, in Hosea 6, sê dit, my volk gaan te gronde
weens gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp dat jy vir my nie priester sal wees nie, en omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek jou kinders vergeet. Julle, hierdie is een van my gunsteling skrifverse, maar is vir my angswekkend. Dis baie scary. Want die realiteit hiervan is, die woord sê, dis die gebrek aan kennis, wat veroorsaak dat ons ten gronde gaan. Gebrek aan kennis oor die woord, oor Vader se manier van dinge doen, gebrek aan algemene kennis, gebrek aan mediese kennis, gebrek aan verhoudingskennis, gebrek aan finansiële kennis, gebrek aan kennis oor die algemeen. En T.Harv Eker is 'n miljonair en hy het geskryf, if you're not making as much money as you'd like, it's because there's something you don't know. En dis wat ek besef het, net voor ek begin het in September 2024, ek het 3 uur die oggend in die kombuis gesit en bid, want ek kon nie slaap nie, so benoud was ek, en ek het gesê, Vader, ek sien ander mense maak geld aanlyn. Daar moet 'n veilige manier wees, maar ek het nie die kennis nie, ek weet nie hoe nie. Help my asseblief. En daai volgende week het ek afgekom op die Legacy Builder program wat 'n nuwe wêreld vir my oopgemaak het. So as ek nie vandag geld maak soos wat ek moet nie, beteken dit net dat daar iets is wat ek moet leer. Die wêreld het digitaal geword, omdat mense nou vinniger en goedkoper as ooit van tevore 5 dinge kan doen aanlyn. En jy sal oplet, almal is op hulle selfoon, op hulle laptop of op hulle tablet. Nou daar's 5 goed wat ons nou aanlyn doen. Die eerste ding, ons koop nou aanlyn. In Amerika doen hulle klaar meeste van hulle grocery shopping online en dit word vir hulle afgelewer. In Suid-Afrika begin Checkers dit nou ook te doen. So dis baie lekker, jy kan online shop by Checkers en hulle gaan dit vir jou kom aflewer. Die tweede ding, jy bank aanlyn. Die bank wil nie meer hê jy moet ingaan nie. Hulle wil hê jy moet alles doen op jou app, van die huis af, van jou selfoon af. So as jy nie online banking kan doen nou nie, is jy 'n bietjie in die moeilikheid, jy sukkel. Want dit maak dit makliker en vinniger. Jy kan onmiddellik, net daar waar jy is, vir die kinders geld transfer van jou selfoon af. Dis amazing. As iemand nou vir ons 10 jaar terug gesê het, dit gaan so werk, sou ons gedink het, dit kan nie wees nie. Die derde ding, ons leer aanlyn. Daar is prokureurs wat nou leer om 'n prokureur te wees aanlyn. Hulle gaan nie meer universiteit toe nie. Jy leer aanlyn nou, dis amazing. En daar's aanlyn klaskamers reg oor die wêreld waar jy kan gaan leer. Ons werk aanlyn. Meeste van ons werk, lately, is aanlyn. Daar is professionele mense wat al hulle werk aanlyn doen. Hulle gaan nie na 'n kantoor toe nie. Hulle sit by die huis en werk. En dan die 5de ding is ons ontspan aanlyn, né? Die kinders sit voor hulle rekenaars en hulle speel games. Ons kyk Netflix, ons ontspan. Ons chat, ons kuier, ons Skype met mekaar, ons kommunikeer met mekaar en ons ontspan wanneer ons op social media gaan kuier. As jy laat in die aand hier nie lus is om 'n fliek te kyk nie want hy gaan te lank vat en jy het net 15 minute voor bedtyd, wat maak jy? Jy haal jou Facebook of jou TikTok of jou Instagram uit en jy begin te scroll, want dis jy ontspan. Dis lekker om te kyk wat gaan aan in die res van die wêreld, jy lees. So daar is 2 aanlyn klaskamers waar ons in kuier. Die wêreldwye ene en ons Afrikaanse ene en ons leer aanlyn. Nou ons is besig wêreldwyd met 'n digitale transformasie. Omdat ons al daai goed nou aanlyn doen, die wêreld verander nou blitsvinnig. Ons het nou net gepraat van online banking. Almal, 15-jarige kinders leer nou met hulle eerste bankrekening om online banking te doen. Jy kan nie agterbly nie, want jy moet groei saam met die res van die wêreld. En hulle reken teen 2013 is die digitale goedere-industrie 'n $416 biljoen per jaar industrie. Met allerhande digitale produkte wat jy kan koop aanlyn. So die wêreld is besig om in daai rigting te groei. En weet julle wat? Inligting is nou op jou vingerpunte. Enige iemand kan hulle selfoon nou vat en jy kan dadelik Google. Jy kan 'n YouTube tutorial gaan kyk. Jy kan ChatGPT vra as jy vashak. Oupas en oumas het enigiets tot hulle beskikking. As jy nou blitsvinnig gou-gou wil kyk, wat is die nuutste statistieke, byvoorbeeld
kom eens kyk byvoorbeeld hoeveel mense het in 2026 of 2025 hulle werk verloor. Dan kyk jy gou op ChatGPT en binne sekondes gaan hy vir jou sê presies hoeveel mense in Suid-Afrika het laas jaar hulle werk verloor. Enige inligting wat jy wil hê. Ek het nou eendag met 'n vroutjie gepraat en ek het lekker gelag, sy het 'n papwiel gekry langs die pad. En toe weet sy nie om haar wiel te ruil nie, toe vra sy vir ChatGPT hoe om haar wiel te ruil en sy het dit reg gekry. So ons kan nie agterbly nie, ons moet groei saam met dit. Daar's tegnologie vir alle ouderdomme. En die kinders begin op skool baie klein nou te werk met tegnologie. Nou, in die ou tyd het ons tyd, en steeds vandag het ons tyd verruil vir geld. Maar julle, met die nuwe wêreld, verruil jy nie meer tyd vir geld nie, en ek gaan nou vir jou verduidelik hoekom. En as jy tyd vir geld verruil, wat is die gemiddelde salaris in Suid-Afrika? 15 tot 20.000? So hoeveel ure per dag moet jy werk in 'n kantoor vir 'n baas om 15 tot 20.000 rand te kry? En dan word daar baie mense nou geretrench en afgedank. Ek praat op 'n daaglikse basis met 20, 25-jariges wat my bel, so desperaat is hulle en sê, Tannie, ek kan nie werk kry nie. Ek het vandag met 'n ouma gepraat en haar seun is 'n professionele man met 'n graad, 'n universiteitsgraad. Hy's in sy vroeë 40's en hy kry nie werk nie. En hy het 'n universiteitsgraad. Wat gaan hy doen? My raad aan haar was, hy moet so gou as moontlik by my uitkom dat ek hom kan help om aanlyn geld te maak, want hy kan 50.000 rand 'n maand van die huis af net sy laptop maak aanlyn. So met een transaksie kan jy nou 15 of 20.000 rand maak, met een transaksie. So hoekom wil ons nog steeds, en ons gaan, ek werk nog steeds vir 15.000 rand 'n maand, ek installeer perde, dis my paycheck, so ek gaan nie ophou om dit te doen nie, maar die tyd het so verander, dat as jy gaan verstaan, hoe om in die digitale wêreld die regte stappe te volg, hoef jy nie meer 'n maand lank te sweet vir 15 tot 20.000 rand nie, jy kan dit in een transaksie maak, in een transaksie, in een dag, van enige plek af. En dis hoe jou prentjie gaan lyk, as jy dit reg kry. Nou, hierdie is 'n groot gedagte, maar imagine jy doen dit elke dag. Imagine jy maak daai klas geld elke dag, want jy kan elke dag geld maak as jy aanlyn werk. Outomatisering is wat die wêreld nou gebruik. Dit is tot ons voordeel. Alles word geautomatiseer aanlyn. Alles. Jy skakel nou jou sekuriteitstelsel aan met 'n app. En 'n boer skakel sy besproeiing aan met 'n app op sy foon. So alles word geautomatiseer en hoe vinniger ons dit verstaan en saam met dit groei, hoe beter. Want dan kan ons geld maak aanlyn, van enige plek af. Nou hier is die goeie nuus julle, dit vat jou 15 minute hier, 20 minute daar, tussen jou ander aktiwiteite deur. En dis hoekom hierdie so populêr is. Want nou hoef jy nie meer van 8 tot 5 in 'n gryskantoor te sit en sweet en jou naels skou vir 'n klein salaris maandeinde nie. Al wat jy nodig het, is soos ek sê, daai 15 minute hier, 20 minute daar, 30 minute daar, tussen die ander goed deur. Maar dit beteken, as jy 'n tuisbly mamma is, dat jy kan tyd spandeer saam met jou kinders en jy kan rondom jou familie werk. Of as jy 'n professionele persoon is, kan jy dit doen terwyl jy jou 8 tot 5 werk doen. Jy het geen ondervinding nodig nie. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. Dit lyk complicated. Ek was baie bang hiervoor aan die begin, toe ek begin het, maar jy het nie ondervinding nodig nie. So jy begin jou eie aanlyn winkel. Ek gaan vir jou wys vanaand. Op die internet. En jou aanlyn winkel hardloop vir jou 24/7. Heeldag en aldag. Dis hoekom jy dit gaan regkry om net 15 minute hier en 10 minute daar en 20 minute daar te werk. Want jou online shop is aan die hele tyd. Hy slaap nooit nie. Jy gaan 'n wêreldmark betree. Jy gaan reg oor die wêreld. As jy net in jou dorp 'n produk bemark, is jy beperk tot 'n sekere hoeveelheid lengte. Maar wanneer jy reg oor die wêreld op die internet bemark, is jy nie beperk nie. Daar's miljoene mense op die internet elke dag op hulle selfone. En die ander ding, wanneer jy 'n wêreldmark betree, verdien jy in US dollar. En die US dollar is beautiful. Nou hierdie is 'n ou een, hy was bietjie hoër hierso. $1 was op hierdie stadium R17.12. Hy het gesak nou. Hy is nou, ek dink vandag, ek praat onder korreksie, R15 en 'n paar sente. Maar die dollar is altyd sterk.
altyd. En hy gaan so bly, want Amerika is sterk. So, jy koppel jou rekening met jou eie online shop. Dis so maklik soos dit. Ja, jou eie bankrekening. En jy kan jou huidige bankrekening, wat jy nou het, kan jy gebruik. Jy hoef nie eers 'n nuwe bankrekening oop te maak nie. Wanneer kliënte jou betaal op jou online shop, op jou eie aanlyn winkel, gaan hulle jou betaal met PayPal. Nou PayPal is gratis, of hulle gaan jou betaal met 'n debietkaart, of hulle gaan jou betaal met 'n kredietkaart, of hulle gaan jou betaal met EFT. Hulle kan kies. Maar die lekker deel is, dis alles joune. So daar's nie 'n middelman betrokke nie, daar's nie iemand wat jou geld kan vat nie, daar's nie iemand wat vir wie jy gaan wag om maandeinde vir jou te gaan betaal nie. Nou imagine jy het $900 in jou eie rekening, wat in jou rekening inbetaal vandag. $900 is amper R15.000. Dis geweldig baie geld. Omdat jou online shop, jou winkel gekoppel is met jou website, met jou bankrekening, gaan daai geld, wanneer jy vandag 'n seil maak op jou website, gaan daai geld dadelik in jou eie bankrekening in. Dadelik. En jy's in beheer. Nou, 'n digitale besigheid het minimale of geen uitgawes. En ek gaan nou vir jou wys hoekom ek so sê. Nou, in ons Afrikaanse klaskamer is 'n briljante dame met die naam Marilou Meyering. Sy is van Johannesburg af en sy het besluit, sy is 'n enkel mamma, en Marilou het besluit, sy gaan die siklus breek met dollars aanlyn. Sy het 2 pragtige kinders, kyk net hoe mooi is hulle daar as 'n gesin. En dit is nie so maklik om 'n enkel mamma te wees nie, om daai verantwoordelikheid op te voel op jou skouers van, kyk nou, moet ek moet dit maak werk. En ek gaan vir Marilou vra om net so 'n stukkie van haar storie met julle te deel, want dis 'n amazing storie wat baie inspireer. Hallo Marilou. Hallo Renet, hallo almal, dankie. Ek is so bly jy's hierso. Hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed, ek is so excited om vanaand net my storie te deel. Ek hoop die uur gaan genoeg wees, anders moet ons maar nog 'n uur. Marilou, laat waai, vertel bietjie vir ons jou storie. Wel Renet, jy praat so van, dis hard om 'n enkel ma te wees. Ek glo daar is 'n VIP rooi carpet in die hemel in vir enkel ma's. So jy wat 'n enkel ma is, weet jy gaan tou moet skip, jy gaan reguit vinnig instap eendag. So my naam is Marilou Meyering, ek is, soos julle weet, 'n enkel ma met 2 kinders. My groot passie is gesondheid. Ek het nog al die jare, my hele lewe het ek 'n passie vir gesondheid. En die Here het my regtig op 'n pad gevat waar hy my geleer het van biblical wellness en hoe eintlik uit die Bybel uit hy vir ons verduidelik hoe om presies gesond te kan lewe. Nou een van daai, ek wil amper sê puzzlestukke wat daarby pas is financial well-being. So ek het nog al die jare, ek wil amper sê 10, 20 jaar wat ek nou al in die bedryf is, het ek nou so goed geleer van hoe om my liggaam goed na te kyk en om gesond in daai afdeling te werk en hoe om selfs my gedagtes te werk. Ek bedoel, ek het met gedagtes en liggaam, die twee werk so ongelooflik saam. Maar die volgende ene was toe nou die financial well-being. Waar pas daai in? Want vandat ek kan onthou, was geld 'n issue. So ek vat julle terug van toe ek groot geword het. Ek het in 'n huis groot geword, tipiese Afrikaanse huis waar my ma was die huismamma gewees en pa het baie hard gewerk. En ek het in 'n huis groot geword waar in my jonger jare was daar oorvloed van geld gewees. Maar daar was nie vrede in die huis nie. So ek het gesien hoe geld huwelike kan ruïneer. En jare daarna het my pa alles verloor en toe kan ek weer sien hoe die ek wil sê die tekort van geld ook daai pressure op 'n mens sit. En iewers in daai paadjie het dinge by my vasgesit. Want ek het altyd gedink ek wil nooit 'n huisvrou wees nie, want ek wil nie so vasgevang wees in 'n plek waar ek nie kan uit as ek moet uit nie, as gevolg van geld. So fast forward 'n paar jaar daarna, baie jare daarna, ek is eers in my laat 30's getroud en ek het my kinders, eers my dogtertjie het 37 gehad en my seentjie het ek op 39 gehad. So vir die wat laat met kinders begin, dis regtig moontlik, ons biologie is so opgestel, maar dis 'n praatjie vir 'n ander dag. Maar
my huwelik het verskriklik toxic geraak, verskriklik toxic. Ek was met 'n man getroud gewees wat baie geld het, maar glad nie wou deel nie. So ek het in daai situasie groot geword waar ek weet ek my huwelik gehad van daar was geld, maar dit was nie met my gedeel nie. En die hoeveelheid kere en ek het toe obviously begin voel ek moet begin geld maak vir myself want as hierdie nie uitwerk nie, dan is ek regtig in die moeilikheid. En ek het alles probeer en ek het network marketing gedoen, ek het in die wellnessbedryf gewerk, het my eie besigheid gehad, ek het 4 uur in die oggend opgestaan, so hard werk vir my was nog nooit 'n probleem gewees nie, maar ek kon net nie deurbreek deur daai ding van genoeg hê nie. En ek onthou die dag toe ek was network marketing op daai stadium gewees, my seentjie was amper so 10 maande oud, toe ek 'n groot maand gehad het, en toe vat ek my salaris na my ex-hus met man toe en sê vir hom, kyk nou net wat het ek ingebring na die familie toe. En sy antwoord vir my was, ja, maar as jy nou gaan kyk na al die maande wat jy niks verdien het nie en ons deel dit oor, dit maak dit eintlik niks nie. So net daar het ek besef, I'm damned if I do and I'm damned if I don't, en daar het ek in 'n groot depressie ingegaan. En ek het in 2019 moes ek deur 'n depressie werk en nou dat ek terugkyk, weet ek daai was ook soveel soos wat dit emosioneel was en die toxic marriage. My hele gut-systeem was uit, so biologies en fisies was ek nie gesond nie, maar dit was 'n spiritual ding vir my ook gewees. En toe in 2020 het hy gevra vir 'n egskeiding. En alhoewel ek met alle krag gefight het vir my huwelik, het ek net nie meer die krag gehad om te fight vir my huwelik nie en ek het toe gesê ja. En ook nou as ek nou terugkyk, weet ek dit was die heel eerste stap wat ek gevat het om die siklus te breek. Want as ek kyk na my ma en ek kyk na my ouma en ek kyk na my ander ouma, almal van hulle was stuck in verhoudings en in huwelike waar geld hulle kontrol het. So daar was dit is toxic marriages waarin vrouens vasgesit het waar hulle nie kon uitbreek as gevolg van geld nie. En so ek het nie geld gehad om my vrou te skei nie, maar ek het gesê ja, en dit was my eerste tree. En ek sit nou 5 jaar na die egskeiding. Ek het intussen ek het stadig begin om my pad oop te kloof en dit was baie moeiliker die laaste, ek wil sê 3-4 jare. Maar in 2023 het ek my wellness besigheid toe nou weer op die been gekry en ek het 'n besigheidspartner gekry en hy was soos 'n mentor vir my gewees en ek het gevoel daar's lig aan die einde van die tonnel. En toe laas jaar 2025 en ek weet nie, hier is nou my lang storie kort, maar weet nie hoeveel van julle kan relate nie, maar 2025 was 'n bietjie van 'n shaking jaar gewees, vir my in elk geval. En ek glo dit was purposeful, want die Here het kom losmaak wat ons nie gaan, wat actually nie bedoel was vir ons in die toekoms nie. So in die begin van 2025 is my pa oorlede, en daai het vir my baie gelos met baie vrae, want ek het 'n goeie verhouding gehad met my pa, maar ek het nie 'n noue verhouding gehad met my pa nie, want hy was so workaholic geweest, selfs in sy ou jare in, het hy baie keer tyd saam met die familie sou opgee, of tyd as ek van vra om te gaan vir 'n koffie of wat ook al, het dit opgegee, want hy moes na een of ander kontrak gaan kyk of wat ook al. En ek het baie vrae begin vra oor, pa-dogter verhoudings, marriages, vrou-verhoudings, hoe daai moet lyk, want my eie huwelik het werk nie. Hoe sien ek die Here in daai hele opsig en hoe sien ek geld? En ek het begin besef, daar's 'n golden thread deur almal van dit. Ek het eerder iemand hoor vra of gesê, as geld 'n persoon was, hoe sou jy geld hanteer het as dit 'n persoon was? En ek het besef, ek het geen respek vir geld gehad nie. So daar was 'n groot change vir my in die jaar 2025, net om weer te begin dink, wat was my mindset teenoor geld verdien, want ek het hierdie blok gehad, ek kon nooit in my hele lewe lank meer as R40,000 verdien nie. Dit was die meeste wat ek ooit verdien het voor legacy builders. En ek het heeltyd die Here gevra, hoe kan ek hier deurbreek?
Helfte van 2025 het ek en my besigheidspartner heeltemal begin mekaar miskyk en daar was 'n groot ontploffing en hy was die finansiële support in die besigheid en daai het toe ook opgebreek. So in 'n jaar se tyd is my pa weg, my mentor weg, my besigheidspartner weg. Alles was toe so gestrip van my en ek moes letterlik gaan sit met die Here en go, okay, ek trust jou, Here. Jy is my pa, jy is my husband, jy is my provider. Ek vertrou hierdie gaan uitwerk vir die goed. Ek weet nie hoe dit gaan lyk nie, maar ek het 'n antwoord nodig want ek sit met 2 kinders. Ek is een van daai, ek wil amper sê hardkoppig in 'n goeie manier persoon, wat ek gaan nie die status quo aanvaar en dat enkel ma's moet sukkel nie. Ek gaan nie die status quo aanvaar dat my kinders gaan suffer of enigiets te na gedoen word as gevolg van die feit dat hulle ouers geskei is nie of dat hulle ma deur hierdie goed gaan. Ek gaan net nie daarvoor staan nie. So ek weet nie wat se miracles in plek moet val nie, maar ek claim daai miracles. En vroeg, so net na, ek wil amper sê so middel November maand het ek weer met 'n ou begin werk in my wellness besigheid. Iemand anders nou op daai stadium wat bietjie meer ook baie deliverance werk en so aan gedoen het. En toe het ons bietjie die geestelike aspek van wealth en nie net finansies maar alles aangevat. En ek moes deur baie goed breek. Daar was generational curses op my bloedlyn gewees. Ek het my pa sien werk. En as ek vir jou sê, as jy vir my vra wat 'n persoon kan ek na kyk wat die hardste gewerk het, wat die mees gedetermineerdste was dit my pa gewees. Maar hy kon net nie dom foute gemaak in sy lewe, maar hy kon net nooit voorkom nie. En ek besef nou dat dit was 'n geestelike hold gewees, daar was 'n bloedlyn vloek gewees op ons generasies. En ek het daarmee begin werk en ons het deliverance werk gedoen. En dit was nie lank na dit nie. Actually my ma van 70, toe stuur sy vir my 'n boodskap aan en sê, hoorie, kyk bietjie hier, want sy sit nou self in 'n posisie, my pa het ons met baie skuld gelos, en sy's nou, weet, 'n weduwee, sy bly by hom, my sussie het 3 kinders, en dit gaan beroer daar. So, toe stuur sy vir my die ding aan, en sê, kyk hierna, wat dink jy, moet sy dit dalk ook doen, en ek was net soos, wow. Ek wil nog altyd 'n online ding gedoen het, want ek wil vryheid met my kinders hê, ek wil die ma wees wat daar is, ek wil nog steeds in my feminine self kan stap, want dit is die groot ding, en ek weet nie as daar enkel ma's op die pol is nie, die grootste ding vir 'n enkel ma is, nou moet jy die pa ook speel, so jy moet ook in my masculine intree van, jy moet nou protect, jy moet nou provide, jy moet nou hard wees, jy moet nou al daai goed wees, en ek het met die Here daai gesprek gehad, en gesê, ek wil nie nou as gevolg van omstandighede moet uit my identiteit uittreë nie. Ek wil vrou wees, ek wil kreatief wees, ek wil kan by my kinders wees, ek wil kan, weet, vrou wees, feminine wees, en ek wil hê die Here moet vir my intree in daai masculine gedeelte. Veral omdat ek nou my pa en my besigheidsvader en al die mans in my lewe is nou uit. So, toe kom die Legacy Builder program op my pad, en ek het daai keuse gehad van spring ek in, spring ek nie in nie, en ek was net soos, okay, ek is 70% oorreed dat ek dit moet doen, ek het 30% twyfel in my, en ek dink die twyfel is op, gaan ek dit maak werk? Want ek sit met hierdie R40,000 blok op my naam, wat ek nie kan deurbreek nie. Gaan ek daai persoon wees wat R100,000 kan maak, en $200,000, $10,000 kan maak 'n maand? En dit was soos asof die Here my gechallenge het en gesê, weet jy, sit daai twyfel op die rak. Ek en hy doen nogal daai gesprekke van, as ek nie clarity het oor iets nie, dan kom ons sit dit op die rak, en ons kyk oor tyd hoe dit dan nou gaan uitwerk, en hoe die antwoorde gaan uitkom. Maar hy sê vir my, sit daai op die rak, en dan doen jy net jou beste. Want as jy weet jy doen jou beste, oor 6 maande kan jy reassess en kyk hoe dit gegaan, en dan kan jy besluit, is dit vir jou of is dit nie vir jou nie. En ek het toe besluit, dis reg. Nou, net om vir julle ook agtergrond te gee, ek was altyd 10 jaar, 20 jaar, 12 jaar terug, wat ek baie 3 kampe gedoen, so ek het al Eysterman gedoen, ek het baie hektiek goed al gedoen, weet, fiksheids goed gedoen. En dit was altyd my motto is, jy gee jou voorbereiding, doen jy jou beste in. En dan wanneer dit kom met die race, of wanneer dit kom met die event,
dan handle jy dit net. Want dan weet jy ten minste jy het jou beste gegee, wat dan ook al gebeur, is dan wat moes gebeur het. En so ek het daai vrees en twyfel het ek op die rak gesit, en ek het dit net 'n go gegee. So ek het ingespring, op daai stadium het ons nog nie die 1400 pakket gehad nie. En as ons hom gehad het, sou ek met hom begin het. Maar ek het besluit, ek spring met die hoogste een in, vir 3 redes. Nommer 1, I needed skin in the game. Nou, ek weet nie of julle verstaan wat daai bedoel nie, maar wanneer 'n mens invested is, dan doen 'n mens baie meer moeite om jou investment terug te kry. As jy net die water uittoets en net jou toon en het, gaan jy nie so gedrewe wees om dit te maak werk nie. Maar nou moes ek dit maak werk, want daai geld was my kinders se kos gewees. Verstaan? So ek moet daai nou maak werk. So dit was die eerste rede, ek het geweet daai gaan vir my motiveer. Die tweede ding was, ek wou nie getrek gewees het om net om sekere programme te kan verkoop nie. Ek wou alles kon verkoop het. En ek is 'n persoon wat hou van om die hele prentjie te sien, so om alles te leer en dan te sien hoe gaan ek hierdie nou inpas in my lewe en alles met al die modules wat beskikbaar is. So ek wou alles tot my beskikbaar het. En dan die derde ding, en dit weet ek nou van besigheid van af, is mense gaan doen wat jy doen. Mense gaan nie doen wat jy doen nie. As ek inklim met $100, ek is seker met my persoonlikheid sal ek 'n groter pakket kan verkoop, maar dit is nogal cheeky om te dink dat mense by jou gaan koop as jy dit nie self gaan doen nie. Selfs met die ander besighede wat ek gehad het, jy moet self die produkte gebruik sodat jy uit jou eie ervarings vir mense kan vertel. So ek het net geweet mense gaan doen wat ek doen. So ek het die $900 pakket gekoop. Ek het die 23ste November begin. 2 dae daarna het ek my eerste $300 seil, 2 dae daarna het ek my volgende $300 seil, en toe 'n paar dae daarna toe verkoop ek my eerste $900 seil. Toe het ek my risiko uitgehaal. En toe 23 Desember, 'n maand in die besigheid, het ek op $4,500 gestaan. Ja. En toe, nou moet ek gou vir julle sê, ek is nogal 'n riskante persoon, want ek het 'n vakansie geboek, en ek het vir mense gesê, ons kom maar nie geld gehad vir die vakansie nie. Maar ek het net geweet, die Hemelse Vader gaan voorsiening maak. Ek vat die tree, on faith without action is dead works. So ek het die tree gevat en die vakansie geboek, en ek het geweet, daar's nie 'n manier nie, ek kan nie eers kos op die tafel sit nie, maar ek het 'n vakansie geboek. Toe dit daar kom, toe het ek die geld gehad om die vakansie te betaal. So, toe kan ons Mosambiek toe gaan, en dis die foto wat julle op die skerm sien, is ek kon my kinders Mosambiek toe vat. Ek kon vir hulle vir die heel eerste keer, kon ek vir hulle gaan wys wat dit is om bietjie in 'n rural, areas te gaan wees. Ons het vir die heel eerste keer gaan snorkel, hulle daai ervaring gehad. Ons het die vuurwerke op die strand gekyk oor nuwe jaar, dit was net so 'n ervaring. En ek het, daar's 'n bietjie van 'n goggetjie wat gebyt het, want nou wil ons net travel. So, vir my hierdie besigheid is om 'n geleentheid oop te maak dat ons kan finansiëel vry wees, dat elke vakansie wat ek hulle kan kry, ek wil as ek my droom sou gehad het, sou ek hulle uit die skool het gevat het, gehomeschool het, en ons sou die hele wêreld vol getoer het nie. Maar hulle sit met 'n pa ook wat nie dit gaan toelaat nie. Wel, ek weet nie, ons het nog nie daar gesprek gehad nie, maar ek glo nie ek gaan dit toelaat nie, maar vir die vakansies wat ek hulle wel het, wil ek vir hulle ongelooflike lewenservaringsvakansies gee. En dis hoekom ek hierdie doen. So, ek het teruggekom van vakansie af, en ek gedink, o Jessie, ek het nou 'n goeie maand gehad, want I'm a great starter. Ek wonder hoe gaan maand 2 nou wees, want nou het ek 'n paar weke nie gepost nie, want ek het nie eers my foon by my gehad nie, ek het net vakansie gehou. En ek het toe dadelik weer ingespring, en ek staan op $4,700 vir die maand. Ja. Marilou, dis amazing. Dit is die mooiste storie. Wow. Ja. Ja, Renate, en ek wil net sê, jy weet, ek voel dat wanneer mense, vir my, wat eintlik amazing is die Here bring goed op jou pad, en ek weet almal wat op hierdie call is, en almal wat hierdie recording later gaan kyk, die rede hoekom jy hierdie sien is, omdat dit divinely ordained is vir jou om te sien. So as jy enige twyfel het, sit hom op die rak. En dan my ander advies vir mense is begin net. Moenie wag om perfek goed te doen nie, begin net. En praat met almal, onthou, vir my nou, kyk ek na hierdie besigheid, en ja, dis lekker om geld te maak, en nou begin ek te dink, hoe gaan ek my geld, nou steward ook, jy weet, ek kan nou meer gee,
Ek kan nou my geld begin invest in goed in. Dis baie exciting. So ek begin meer oor investments te leer. Maar die ander groot ding is elke liewe persoon met wie ek praat is 'n geleentheid waar ek hulle lewe ook kan verander. So in steede van om die mindset te hê van hoeveel kan ek kry, wat ek nie glo 'n kingdom-minded mindset moet wees nie. Ons is hierso om 'n verskil te kan maak. So my kar is gebreek. Dis amazing hoe partykeer die vyand jou net soos kom aanval, maar my kar het in die begin van Desember maand ook gebreek toe ek nou moes betaal vir my vakansie. En die quote toe was so R30,000 gewees en dit het later teruggekom waar ek toe 'n paar quotes gehad het en die grootste quote was vir 'n splinternuwe engine met splinternuwe goed en dit staan so op R46,000 wat ek toe nou maar voor jaar gesê het, want ek kan dit nou bekostig. Ek wou dit nie daarop spandeer nie, maar ek kan dit nou bekostig. En maar ek moes vir 2 maande moes ek met Ubers ry. Nou vir die van julle wat in Uber areas is, dis die beste mense om actually betrokke te kry met die besigheid, want hulle het die tyd, hulle soek die geld en hulle werk klaar online. Ek het soveel vrouens al ontmoet want ek gebruik meeste vroue bestuurders. En elke keer as ek met hulle praat is hulle soos, hulle is keen, hulle wil hierdie doen. Nou, hulle is Engels, so ek kan nie wag vir wanneer ons team gaan launch vir die groep nie, want hulle almal is reg om dollars te begin verdien. En so dink groter, dink wie kan ook doen met 'n volgende aanlyn besigheid. Jy weet, so praat met die mense as jy in die tou staan, praat met jou Uber drywer, praat met die mamas vir die skool. Jy sal verbaas wees. Daar's actually hulle het al bewys dat die 3 grootste, ek wil amper sê, as mense gaan soek vir kursusse om te doen of om opgelei of skills te leer in goed, is daar 3 industries wat die grootste is. En die 3 val onder finansiële well-being, om meer geld te kan verdien, gesondheid en verhoudings. Dis die 3 areas. So as jy 'n geleentheid het of 'n produk het in daai 3 areas, het jy al klaar 'n groter mark wat op soek is na jou. So ek wou net daai deel. Oh, Marilou, jy het jou siklus gebreek, totaal en al. Jy gaan nooit weer hoef bekommerd te wees oor geld nie. Jy het dit. Weet jy, nou moet ek so met tong in die kies, moet ek ook sê, dis so lekker, want my ex-man is nou so jaloers, want hy kan nie verstaan hoekom ek nou so baie by die kinders wees nie, en hy is konstant besig om my boodskap te stuur van, jy beter meer gaan werk, hoekom spandeer jy soveel tyd, weet, en ander goed te doen, so dis my so lekker, om daai terugvoering te kry. Ja, ag, wat 'n fenominale storie. Marilou, laaste ding, vir daai persoon wat nou vanaand na jou geluister het en wat totaal en al op 'n verskriklike plek is, want hier is mense in die klas vanaand wat op daai plek is van, hulle is 3 karpaaiemente agter, die munisipaliteit, die kragrekening is agter, hulle is benoud. Laaste stukkie raad vir daai persoon vanaand wat so benoud en so bang en so skepties is. So ek hoop nie SARS of enige iemand in daai afdeling luister nou vir my nie, maar ek wil net eerstens vir julle sê, moet nie dat enigiets julle jaag nie. Die vyand maak so, want hy jaag ons in 'n plek van anxiety deur om vir ons 'n beperking op tyd te sit dat dit moet nou gebeur, dit moet nou gebeur. So ek wil eerstens net daai vir julle breek. Daar is nie so 'n ding van dat die Here werk. Ek wil amper sê, ons baie keer dink ons die Here vat lank, maar dis omdat die pas van die wêreld so vinnig is, en ons is nie veronderstel om volgens die wêreld te werk nie. So, die heel eerste ding wat jy doen, is net om asem te skep, en om te weet, dat God se treasure room is oop vir jou. Nommer 1. So, die heel eerste ding wat ek eintlik wil sê is, jy moet daai mindset breek van dat jy nie het nie. Al is jou bankrekening nou op 'n minus en in die rooi, moet jy besef dat dis nie actually die waarheid nie. Die waarheid is dat God se skatkamers is oop vir jou. En as jy net dink hoeveel daar in God se skatkamers is, dit alles is joune, want ons is in Christus en ons deel in sy inheritance. Okay, so ons is kinders van die Here, en ek wil gou sê, ons is aangenome kinders van die Here. In die Joodse tradisie is dit wanneer jy 'n kind aanneem, mag jy hom glad nie ooit laat gaan nie. Jy kan eerder jou biologiese kinders, maar jy mag glad nie jou aangenome kinders ooit laat gaan nie. Dis teen die wet.
So net in die geestelike aspek wil ek hê jy moet asemhaal, daar is 'n antwoord. Soos enige wiskunde som, enige wiskunde probleem, is daar 'n antwoord. Dit mag dalk nie so maklik soos 1 + 1 wees nie, maar daar is 'n antwoord. Nou, die feit dat jy hierso sit, beteken daar is 'n antwoord. As jy nie een van die programme kan bekostig nie, net gaan 'n bietjie meer aangaan oor die programme, maar daar's $100, $300, $600, $900 en $1,400. Moenie angstig raak oor dollars, daai bedrag nie. Okay, ek het ook al gevind, mens moet nooit vir die Here vra vir geld nie. Mens moet vir die Here vra vir wat jou hartsbegeertes is. So as dit 'n kar is, as dit meer tyd is met jou kinders, jy koppel 'n bedrag daaraan, maar die Here kan dit laat werk sonder enige geld. So ek wil net daai ook sê. So begin buite die constraints van geld, mammon, vasgevang wees. Tree daar uit, want ek het al gesien in my lewe wat baie geld kan doen en hoeveel drukking dit op mense en verhoudings en wat die lack daarvan ook kan doen. So wanneer 'n mens jouself distansieer van geld itself en begin groter drome droom, dis jou heel eerste stap. En dan begin jy te jubel en te juig daarin, wanneer die Here dit vir jou antwoord gebring. Met hierdie program is daar 'n opsie waar jy ons kan join vir $10. Nou, ek glo as jy 'n plan kan maak vir jou heel eerste $10, gaan dit absoluut die moeite werd wees. En dit vat nie baie vir $10 dink ek staan ek nou, is al R150, R160 wees. Maak 'n plan vir R160. Ek bedoel, ek kan aan baie planne dink om ek kan vir julle eerstens waar sê, skip 'n meal. Eet net 1 keer of 2 keer 'n dag, dit gaan goed wees vir jou gesondheid ook, en vat daai geld en gaan koop vir jou die program. Dis waar jy R160 kan gaan spaar. En dan kom jy in die program in en jy begin die program te werk. Want as sodra jy die program werk, gaan jy sekere goed aanleer wat jy kan doen en dan deel jy dit met soveel as moontlik mense, met die mense in die town, met die mense in jou Uber, met die mense om jou wat om jou bly, die tannie wat jou help by Checkers, wie ook al. Jy deel net daai met soveel as moontlik mense en voordat jy weet, gaan jy 2 ekstra mense of 3 ekstra mense hê wat ook die aaspan wil kom join. Nou, hoe dit werk is, sodra jy op die aaspan inkom, jy betaal jy $10, maar vir elke persoon wat jy uitnooi, kry jy $5 terug. So 2 mense beteken jou kostes is gecover, en met die derde persoon begin jy $5 'n maand addisioneel kry. So jy kan nou net sien, as jy 10 mense het, is dit $50. Daar is al 'n bedragie. As jy 100 mense het, is dit $500. Daai is 'n lekker bedragie. En wanneer jy daarby kom, dan kan jy jou program daarmee koop. So dan is my vraag vir jou, jy regtig nie 'n pakket bekostig nie, en jy kan net in die aanspraak kom, is jy bereid om die werk in te sit? Want dit gaan beteken jy gaan bietjie meer werk moet insit. So in die lewe is daar altyd 3 areas in waar ons invest om sukses te behaal. Dis tyd, dis geld en dis skills. As jy nie die een het nie, moet jy meer van die ander insit. So as jy nie die geld het om in te sit in 'n program nou nie, gaan jy moet skills aanleer wat die program jou gaan leer en jy gaan die tyd moet insit om hierdie besigheid te werk. Maar dan is dit all up to you. En God se genade. En sy blessing is op die aaspan. Ek wil net gaan vinnig ook met julle deel. Ek praat nou baie, maar Renet, ek wil net eerstens vir jou sê, mag die Here jou regtig steun en ek weet hy doen. Want daar is, en ek wil nou hierdie met almal anders deel, daar is so 'n anointing op die aaspan. As gevolg van Renet en die anointing wat sy op haar lewe dra, is daar so 'n covering en 'n anointing op hierdie groep, dat almal wat betrokke raak met hierdie groep, word gebless. Almal. Daar's mense wat pakkette ander plekke koop en dan kom join hulle die aaspan en dan sodra hulle die aaspan join, dan begin hulle besighede te flourish. En dit is omdat daar is Renet sit nie net ure in die besigheid nie, sy sit ure ook in gebedstye en haar tyd met die Here en so blood and tears het al ingegaan. Sodat ons almal onder daai blessing kan wees. So Renet, ek wil jou net actually honor in hierdie oomblik. Net vir jou sê, mag die Here jou regtig seën en mag hy hande op jou pad bring wat jou werk vir jou nog gaan ligter maak, want ek weet jy's baie besig.
en dat jy regtig gebless gaan wees en dat jy net van strength tot strength tot strength gaan vat, want sure, ek sou $900 betaal het net om deel te wees van die A-span. So baie dankie vir jou hoor. Baie dankie Marilou. Marilou, dankie. Jy het so kragtige getuienis vanaand gedeel. Joh, uit my hart uit dankie. Ek dink hier is so baie mense vanaand wat hierdie gehoor het, wat gemotiveerd is om alles om te draai, en soos jy te sê, ek gaan uit hierdie 40.000 uit, gaan ek breek vir meer, ek gaan geloof hê vir meer. Baie dankie Marilou. Baie dankie Renet. Joh, wow, dis amazing. Julle, wat 'n kosbare, powerful story. Kom ons gesels gou nog 'n bietjie verder. Jou eie aanlyn winkel. Ek gaan nou gou vir julle wys, wat het Marilou gebruik om te kom waar sy nou is. Jy begin basies jou eie aanlyn besigheid. Jou eie online shop. En die eerste ding wat ek gou wil sê is, dis nie 'n piramideskema nie. Want dis nie 'n maatskappy wat kommissie uitbetaal aan verskillende vlakke mense nie, maar eerder jou eie aanlyn winkel waar jy jou eie besigheid begin en jy gaan jou bankrekening koppel en jy gaan jouself betaal. So dis nie iemand anders wat jou gaan betaal nie. Jy's in beheer van jou geldsaake. Nou onthou, as jy vir jouself 'n aanlyn winkel opstel, dan werk jy 24 of hy werk vir jou 24/7. Jy werk nie 24/7 nie, hy werk. En dis hoekom Marilou gesê het, dan kan jy meer tyd saam met jou kinders spandeer. Nou, hoekom is dit 'n goeie opsie om 'n digitale besigheid te begin? Dis die nuwe trend reg oor die wêreld, want dis lae koste om te skep. Jy verkoop onbeperkte hoeveelhede van jou produk. Jy lewer onmiddellik af as jy 'n digitale produk het of bemark. Jy het geen uitgawe nie. Jou verkoopsproses is outomaties. Jy het passiewe of semi-passiewe inkomste, want mense gaan koop op jou online shop. Nou, ons bemark 5 digitale produkte, soos Marilou nou net verduidelik het, internasionaal, reg oor die wêreld, en dis hoekom jy in dollar kan verdien. Dis hoekom ons so gou so baie geld maak, want jou dollar gaan soveel verder. Nou, dis 'n digitale produk wat ons bemark, en ons het nie risiko nie, want ons het nie 'n maandelikse uitgawe nie, en ek gaan nou vir jou wys hoekom ek so sê. Jy het 5 inkomstestroom opsies om van te kies. En die eerste een is die $100, die $300, wat 5.200 in een dag is nou so klein bietjie minder met die dollar wat gesak het. Die $600 is amper 10.000 in een dag, die $900 is 15.000 in een dag, en die 1.400 is omtrent 23.000 wat jy maak met een transaksie. Nou, Cecilia Jacobs, ons het in ons klaskamer het ons geweldig baie mense. En Cecilia Jacobs het nou die dag geskryf 987 terwyl ek op die bank lê en movie kyk. Dis 15.900 as 'n Suid-Afrikaanse mamma, wat 2 jaar terug nie eers kon dink aan rus op 'n Saterdagmiddag die tyd nie. Nou rol die dollars in, al ontspan ek. Rihanna Labeskagni, 'n vinnige $400 in 30 minute. Terwyl ek met verlof is. Sharonay, sy het haar eerste $300 vuil gemaak op 'n Sondagmiddag. Jacqueline, $300 terwyl ek spring clean, terwyl sy die garage regpak, sê sy. Jennifer Ingram het die week begin Maandag met 'n $900 seil en sy sê dankie Abba Vader. Marionay het $800 so ver gemaak vir Januarie, sy's nie R12.000 gemaak. En wat doen ons? Ons bemark 'n digitale produk. Nou Michelle O'Neil het in 2022 die Legacy Builder program geskep en ek gaan vir jou wys wat dit is. Hierdie is die produk wat ons bemark. Wat het jy nodig om 'n aanlyn besigheid op te stel? Jy het jou webwerf nodig, jy het 'n outomatiese stelsel nodig, jy het 'n e-learning program nodig wat vir jou gaan leer en hierbei kry jy 'n besigheidsplan wat ons noem die blueprint plan. Jy het lewenslange ondersteuning, want jy gaan 'n program volg wat ons almal volg wat werk. En dit is die produk wat ons bemark. Nou hierdie produk word verkoop reg oor die wêreld. Soos ek sê, 7.500 van ons in Suid-Afrika doen dit. Dis maklik, dis eenvoudig. Nou daar's 2 komponente in hierdie besigheid en die eerste ene is jou program. Hierdie is nie 'n kursus nie, dis 'n program wat jy volg. Dis 'n lewendige ene met regstreekse afrigting, kennerbegeleiding, 'n floreerende gemeenskap wêreldwyd en 'n kleintjie in Afrikaans wat jou ondersteun en jy leer stap vir stap
hoe om jou eie aanlyn besigheid te bou. Ons het almal begin met geen ondervinding nie. So as jy dalk nou benoud voel, jy het geen ondervinding nodig nie. Nou daar's twee komponente in jou besigheid. Jy het jou interaktiewe program aan die een kant en dan het jy jou outomatiese stelsel aan die ander kant. Daai vorm jou twee komponente. Jy het al twee van hulle nodig. Ons kry 100% profijt op die produk, want Michelle het vir ons master resale rights gegee. Dit beteken, jy het die reg om hierdie produk oor en oor te verkoop. Nou dis wat wonderlik is van 'n digitale produk en dis hoekom dit 'n besigheid is met geen uitgawes nie. Met 'n tradisionele produk moet jy hom aankoop, jy het kostes en as jy hom verkoop, maak jy 'n sekere persentasie wins. Hier het jy nie kostes elke keer vir die produk nie, jy gaan hom net herverkoop. So wat is ingesluit in jou digitale besigheid? Kom ons gaan net gou weer daardeur. Jy het jou e-learning program, jy het jou website, jy het jou outomatiese stelsel, jy het jou produkte en jy kan kies met watter een jy graag wil begin en dan het jy lewenslange ondersteuning in jou gemeenskap. Jy gaan leer en ons gaan jou hand vashou en jou nooit los nie. Jy moet net inplug en saam met ons stap. Nou, hoekom is dit die beste manier om in 2026 geld te maak? Dis ideaal vir beginners van alle ouderdomme. Jy begin vinniger, want alles is klaar vir jou gedoen. Jy klaar jou website, jou outomatiese stelsel, jy moet dit net inplug en play. Nou jy kan hierdie gratis gaan doen as jy die vaardigheid het, maar ek het nie die vaardigheid gehad nie. Meeste van ons wil vinniger begin en vinniger geld maak, so hierdie is die oplossing. Jy volg 'n plan wat klaar werk. Hy werk. Jy moet net die stappe volg en is letterlik stap 1, 2, 3, 4, 5 en jy kan geld maak terwyl jy slaap. So, hier is die wonderlikste, die beste deel hiervan. Jy werk waar jy wil en jy is jou eie baas. En dit vat jou 2 ure per dag opgebreek in sessies en jy beheer jou finansies. En dis wat lekker maak, so jy werk waar jy wil, 2 ure per dag en jy bou jou familie. Jy kan tyd saam met hulle spandeer. Terwyl jy vakansie hou, gaan jy ook geld maak. En in Desember maand het baie van ons beste maand amper gehad, omdat terwyl ons vakansie gehou het, het ons stelsels vir ons gewerk. Nou, ek gaan weer 'n keer vir jou sê, jy het geen ondervinding nodig nie. As jy dalk nou benoud voel, moenie lees nie. Nog 'n voordeel, ons wag nie meer vir 'n maandeinde salaris nie, want onthou nou, as jy vandag 'n transaksie het, is daai geld vandag op die 29ste of as dit die 3de of die 10de van die maand is dit in jou bankrekening. En jy het 100%. Jy het nie risiko nie, want jy het nie uitgawes nie. So, jy het niks om oor te worry nie. Marilou het in haar eerste maand haar R74.000 gemaak. Sy het net een keer opstelkostes gehad vir daai besigheid. Sy het nie 'n uitgawe wat elke maand opkom nie. En dis die krag van die Legacy Builder program. Dit is vir ons wat hier binne-in is dit 'n lewensveranderende ervaring. So, dis jou eie aanlyn besigheid. Jy leer hoe om jou eie bemarkingsstrategie te vorm vir jou unieke persoonlikheid en styl. Nie een van ons het dieselfde persoonlikheid of dieselfde styl nie. Jy hoef nie bekommerd te wees nie, jy gaan die kliënte soek nie. Jy kan as jy wil, jy kan kies hoe jy wil bemark. As jy mense wil kontak, dan kan jy, maar jy hoef nie. So as jy 'n introvert is en jy is nie lus om mense te kontak nie, jy gaan digitale bemarking doen deur sosiale media, deur content te create. Maar as jy die tipe persoon is wat eerder 'n introvert is en jy wil faceless marketing doen, dan kan jy dit ook doen. Jy gaan advertensies bou wat jy gaan uitstuur, sonder om jou gesig te wys. Party van ons praat weer met mense daaroor en maak face video's wat ons op Facebook, TikTok en Instagram sit. Jy kan kies wat jy wil doen. So jy koop nie net 'n kursus nie, maar jy koop 'n stelsel, 'n vaardigheidsstel en die vermoë om soveel inkomstestrome te bou soos wat jy wil. Nou, weet wat vir my, een van my gunstelinge, is die feit dat jy kry 'n hele digitale familie wat jou gaan help om suksesvol te wees. Ons het elke maandag aand het ons 'n klas, hy's gratis, en ons het elke donderdag aand 'n klas soos hierdie ene. Hy's ook gratis, jy kan jou kliënte uitnooi. En ons help jou met hierdie gratis klas, sodat as jy jou bemarking begin doen, kan jy al jou kliënte na 'n gratis klas soos hierdie ene toe uitnooi. Ons gaan hulle weer terugstuur na jou toe. Nou, hoe maak jy R30.000 'n maand? Net, hoe kom 'n ou nou daarby uit? Dis eintlik maklik. Nou, onthou nou, of kom ons gesels gou hieroor, hoe kry jy die dollar geskuif na rand toe? Jy het payment gateways, jou bankrekening is gekoppel met jou website. Nou, hier's 'n PayPal transaksie van my, 'n ou ene al, $900,
wat 854 geword het. Ek het 4% afgestaan aan PayPal, maar ek gee nie om nie. Nou skuif ek dit met die FNB app na my bankrekening toe. Onder het ek het $290 gehad. Ek skuif dit met die FNB app en jy kan dit skuif na Netbank, Absa, Standard Bank of Capitec toe. So jy kan daai selfe bankrekening van jou behou. En jou kliënt kan jou betaal met debiet of kredietkaart of hy kan jou betaal met EFT, dis die kliënt se keuse. Nou kom ek wys gou vir jou hoe lyk jou webwerf wat jy gaan gebruik. Ek gaan gou my webwerf net vinnig oopmaak. Dis hy. So hierdie is soortgelyk. Nou daar's nou die nuutste version nou. Die websites verskil so klein bietjie, maar hulle almal lyk baie dieselfde. Hierdie enetjie sê discover the 2-hour blueprint that teaches you how to earn 100% profit online. Dit is absoluut lewensveranderend. As 'n kliënt jou webwerf wil besoek, moet hy eers sy e-mailadres insit. Hoekom? Want jou stelsel gaan vir jou 'n database bou van elke liewe persoon wat op jou webwerf kom kuier het. Elke liewe ene. So daar gaan ek nou gou my e-mailadres insit en dan gaan hy hom stoor op die database. Dan klik jy yes, I want the blueprint en die eerste ding wat jou kliënt gaan sien is Michelle O'Neill se eerste video waar sy verduidelik hoekom het sy die produk geskep, wat is so wonderlik rondom hierdie produk en wat is die voordele hiervan. Die droom agter dit is om families se lewens makliker te maak met 'n aanlyn inkomste. Dan as jy so 'n bietjie afskraal, is hier enorme getuienisse van reg oor die wêreld wat jy kan lees. En kom ons klik op yes, I'm ready to have a successful online business. En daar maak die eerste bladsy oop. Nou hierdie is die groot $1,400 bundle pack. Daar's 10 inkomstestrome hier. In Suid-Afrika gebruik ons 5 van hulle. En as jy sê yes unlock, of kom ons hardloop net gou so 'n bietjie af. Dis 'n reuse webwerf met so baie inligting op. Hoekom is hierdie vir jou? Hoekom is dit nie vir jou nie? Nuwe AI tools wat jy kan gebruik in jou besigheid. Daar's so baie. Hier is 'n klomp suksesstories. Nou in die middel hieronder is Cecilia Jacobs, sy is hier in Suid-Afrika en sy het al 'n hele paar miljoen rand gemaak aanlyn. En nou gaan jy jou webwerf persoonlik maak, so jy gaan jou foto insit, jy gaan 'n foto insit van jou familie en wanneer 'n kliënt by jou wil koop, why this is perfect for you, why this is not for you, want dit is nie vir almal nie, maar dis 'n wonderlike oplossing vir elkeen van ons se finansiële krisis. En kom ons kyk gou hierso. As jou kliënt besluit, hy wil gou kyk en hy klik op daai produk, dan maak jou sales page oop. En dis nou wat die werk doen, dis nou hoekom jy kan vakansie hou en geld maak in dieselfde asem. As die kliënt wil koop, kan hy op jou webwerf gaan koop. Hy gaan al sy besonderhede hier invul en hier kan hy met PayPal betaal. PayPal hanteer jou internasionale produkte vir jou, so ek het al sales gehad van Afrikaanse mense uit Amerika, Nieu-Seeland, Australië, oral oor. En ek het onthou, ek is 'n klein dorpie, boeretannie wat perestalleer, so ek het nooit in my lewe gedink, ek gaan mense hê van reg oor die wêreld wat by my gaan koop nie, maar dis wat gebeur. En as jou kliënt by jou gaan koop, kan hy kies PayPal, hy kan met sy debiet of kredietkaart betaal, of hy kan jou met EFT betaal, en jou transaksie gaan deurgaan. Jou bankbesonderhede gaan ook hier op verskyn as hy jou met EFT wil betaal. Nou gaan die stelsel die produk aflewer aan die kliënt. So maklik soos dit. So terwyl jy slaap, kan die kliënt op jou webwerf gaan koop. En die lekker deel hiervan is, as 'n kliënt vir jou EFT doen, gaan jy eers verifieer dat daai geld in jou bankrekening is, voordat jy die produk aflewer aan die kliënt. Nou in die geval van EFT, gaan jy wag tot jy die geld sien in jou bankrekening, en dan gaan jy die produk aflewer met 'n link wat jy gaan WhatsApp. Hoe amazing is dit? Jy WhatsApp dit vir jou kliënt, hy ontvang dit aan die ander kant en sy digitale produk is oop. En dis hoekom die wêreld aanlyn gaan, want alles is geautomatiseer. Dit maak ons lewens soveel makliker en dis hoekom ons aanlyn besighede wil hê. So, daai is ons sales page gehou. Kom ons gaan gou terug na die verskillende programme toe. Nou hier is die 900, die 600, die 300 en die 100. Kom ek gesels jou gou deur hulle. Die grootte, die bundle pack. As jy 2 kliënte het wat elkeen 'n bundle pack by jou koop, is dit 1400 maal 2 is amper R46.000. Nou as jy 10 mense genooi het na so 'n webinar toe vanaand,
en daar's van hulle wat by jou gaan koop aan die einde van die aand, is dit 'n baie goeie kans dat jy daai geld kan maak. Nou die bundle pack is ons nuwe vlaggenskap in Suid-Afrika. Hy is ideaal vir iemand wat 'n sterk handelsmerk wil groei met hulle eie produkte deur middel van AI om meer inkomstestrome te skep. Hierdie enetjie is bietjie meer gevorderd en hy gaan jou help om jou aanlyn besigheid tot op maksimum te ontwikkel. Dan het jy 317 e-learning lesse hier binne-in. Julle, dis baie. Dis 'n nuwe wêreld wat vir jou oopmaak. Jy het gevorderde inhoud, jy skep inkomstestrome, jy gaan hier leer om ook jou eie digitale produkte te skep en ook om ander produkte te bemark, vir besighede bemarking te doen. Jy kan companies se bemarking ook vir hulle doen. Jy gaan dit alles leer hier binne-in. So hierdie een stel jou op vir totale sukses. Nou, as jy 4 kliënte het op die bundle pack, het jy R92,000 profijt vir die maand, want jy kry 100% profijt op elke een wat jy verkoop. So Karina Johnson het in die maand van Januarie R100,000 verdien. En sy die 25ste Januarie het sy al gestaan op 100,000 en sy gebruik die bundle pack en die ander programme ook om dit te doen. Nou die Legacy Builder program is die $900 ene. Jy het net 2 $900 kliënte nodig, net 2 in daai massiewe internetwêreld daar buitekant om R30,000 te maak. Want $2,900 is $1,800 en dis amper R30,000. Net 2 kliënte. En is maklik. Nou dis baie konservatief. Hierdie maand van Januarie trek ek al op 34 kliënte wat ek ingeskryf het. So 2 is regtig baie konservatief. Nou imagine oor 10 maande, as jy R30,000 maak oor 10 maande, gaan jy sit met R300,000 in jou bankrekening. Wat deur jou stelsel gegaan het en wat jy dalk nou al gespandeer het. Nou hierdie is perfek vir iemand wat $100 tot $900 per dag wil maak in 'n aanlyn besigheid, want jy het 4 inkomstestrome hier. As jy die $900 koop, alles onder dit is ingesluit by hom. Jy het 4 inkomstestrome, 236 e-learning lesse, tools vir aanlyn besigheid sukses, jy skep jou eie produkte, jou eie brand hiermee, jy bou inkomstestrome, jy word 'n gesertifiseerde herverkoper en jy lanseer jou eie program of produk ook hier, jy gaan alles leer. So dis die grootte, julle, as jy 4 kliënte het, wat elkeen by jou 'n $900 koop, het jy R60,000 gemaak vir die maand. Dis 'n groot salaris. Nou, dis Karina, sy het ook die $900. En hier het sy 'n rukkie teruggeskryf vir $1,000 in een dag, sy het 'n $900 en $100 verkoop, en dit was die Legacy Builder. Karika Havenga staan in Januarie maand op 37,000 en sy gebruik die $900 program om dit reg te kry. So Digital Mastery is die $600 ene. 3 kliënte, 3 $600 kliënte en jy het R30,000 gemaak. Maklik. So as jy 6 kliënte het, gaan jy R60,000 maak, want $600 is amper R10,000 in Suid-Afrika. En dis ideaal vir iemand wat 'n 6-syfer inkomste wil bou in 6 maande met gevorderde strategie, hulpmiddels en outomatisering. Jy het 3 inkomstestrome, jy het 129 e-learning lesse en jy het 6-syfer inkomste geheime en jy gaan affiliate marketing kan doen en jou eie personal brand bou. So 4 van hierdie sit jou in 'n posisie van 'n R40,000 'n maand inkomste. Dis net so lekker. Nou Zelna Schmidt skryf hierso $600 op 'n Sondagmiddag. En ek wil net al die eer aan ons Hemelse Vader gee, want hy is die deurbraak, nê? Dan Marika Ellis, R44,000 paycheck. En ek kry nie eers 'n paycheck nie. Nou sy 'n H2A mamma, sy was laas week in ons klas gewees. En sy skryf hier, ek was 'n voormalige klein besigheidseienaar met 3 side hustles van die huis af en nooit in my wildste drome gedink as ek as vrou en mamma van 2 sal hierdie inkomste maak nie. En dit voel vir jou, die eerste keer wat jy daai doen, dan voel dit vir jou baie onwerklik. Nou die Passive Daily Pay Blueprint is die $300 ene. En as jy 6 kliënte inskryf op hom, het jy R30,000 vir die maand gemaak. Maklik. Nou imagine dit oor 10 maande, dis R300,000. So, dit is ideaal vir iemand wat 2 ure per dag wil werk, passiewe inkomste wil genereer vir 'n kwaliteit lewe. En hierdie ene het jy 2 inkomstestrome, 108 e-learning lesse, en daar is jou blueprint ingesluit, die kuns van basiese digitale bemarking, jy skep inhoud wat kliënte lok, advertensies op webwerwe, jou 2 ure werksdagplan is hierso, en sosiale platforms.
Nou met daai enetjie, as jy 4 kliënte het, het jy R20,000 'n maand inkomste. So Matthew het hier $300, dit was sy eerste $300 seil gewees. En Matthew is 'n jong man wat van 8 tot 5 werk, maar 'n ekstra inkomste nodig gehad het. Nou dis die kleintjie. Die kleintjie is vir beginners. As jy 'n $100 seil het vandag, is dit amper R1,600 en as jy 10 kliënte het, het jy R17,000 amper gemaak. Nou as jy 18 kliënte het, het jy amper op R30,000 geëindig. En hy is ideaal vir beginners. As jy klein wil begin, dan is hierdie ene vir jou. Jy het een inkomstestroom, 72 e-learning lesse en jy gaan leer hoe om 'n aanlyn besigheid te lanseer. Hierso is Elise, sy sê haar eerste $100 seil op pad werk toe. En as jy nie daai klas van inkomste het nie, maak hierdie so groot verskil. Verushka het geskryf, julle, wat gebeur? Daily pay. Want Verushka het 'n seil gister gehad, daai dag weer ene, die volgende dag weer een opgelyn. Wat gebeur as jy elke dag 'n seil het? Ons noem hierdie daily pay. Nou julle, jy het geen maandelikse fooi vir hierdie nie. Jy het nie 'n uitgawe vir hierdie besigheid nie, jy het nie 'n subskripsie fooi nie. Jou systemaai ou wat jou website hosting of stelsel vir jou gaan hardloop is Mahala, hy's gratis. Jy het inkomstestrome en jy gebruik hierdie program gratis. So hoe werk dit? Jy het net een keer opstelkostes. En die eerste keer koop jy jou program. Jy registreer met $39. Jy koop jou eie domein en dis tussen $15 en $38 in Suid-Afrika, dis goedkoop. So daai is die 3 stappe wat jy gaan volg om jou besigheid op te stel. En met jou eerste seil, wat jy 100% profijt op kry, jy kry op al jou seils 100% profijt, maak jy jou geld terug. En die oomblik wat jy jou geld teruggemaak het, is jy veilig. Nou Amanda Nel, die in ons klas, sy skryf my eerste week 3 dae, 3 seils. So nou moet jy net, dink nou gou in terme van wat Amanda hier reg gekry het. Eerste week 3 dae, 3 seils. Jy moet net jou program koop, opstel en so gou as moontlik daai eerste seil kry. Want dan betaal jy jou geld terug en jy maak jou opstelkostes terug. Dan gaan jy soos in profit mode in wat dit net profijt vorentoe is. Nou hier is die goeie nuus. Jy kan met 'n klein program begin en jy kan altyd later upgrade na 'n groter program toe. Baie mense doen dit. Kyk, die lekker deel is, soos Marilou nou vroeër gesê het. Marilou het begin op die $900, sy is nou tans op die $1,400. Nou, wat sy het ge-upgrade van die $900 af na die $1,400 toe, wat lekker is. Dit gee vir jou huge inkomste, want ek meen as jy $1,400 seil het, maak jy amper R23,000 in een dag. Maar, almal kan nie noodwendig op die grootte begin nie. So, wat maak jy? Begin net, moenie niks doen nie, begin dan eerder op die kleinste enetjie, en upgrade later. As jy upgrade, gaan jy net die verskil inbetaal. So as jy die $100 het, en jy wil later upgrade na die $600 toe, gaan jy $500 verskil inbetaal, jy gaan weer jou $39 website betaal vir jou nuwe administrasiefooi en jou nuwe stelsel, maar dis okay, want jy kan jou profijt gebruik om dit te doen. So, Marsha, sy het ge-upgrade nou in Januarie en sy sê, ek het die 300 gehad, of ek het seils gehad, 'n 300 en 'n $100 seil, en toe besluit ek dat ek sommer moet upgrade na die $900 toe en klaar kry, want ek is besig om te stagneer, ek wil nog leer, ek wil suksesvol wees, en ek het die beste CEO van my besigheid, Abba Vader, well done Marsha, dis 'n beautiful getuienis. So, hier is die volgende ding, Marilou het nou gepraat van die Afrikaanse span, ons het binnekort, Marilou gaan vir ons die A-team, die Engelse span gaan sy vir ons host, en hy gaan binnekort ook op die been wees, ons is so opgewonde daaroor. You go Marilou. So hierdie is 'n kort kursus en dis 'n uitnodiging om daai baan te bou met 'n 6 syfers en die passiewe inkomste. Wat gaan jy leer in hierdie kort kursus? Nou dis die $10 enetjie wat Marilou van gepraat het. $10 nou is so amper R160. Dis minder as 'n sak hondekos. Wat gaan jy hier leer? Dit wat jy nodig het om 'n aanlyn besigheid te bou. Wat is passiewe inkomste, digitale produkte, bemarking, master resale rights, wat is die legacy builder program, wat is die verskil tussen al die programme, wat se inkomstestrome kan ek ekstra bou, want onthou jy gaan nie net die program herverkoop nie, jy kan ook vir jou ekstra inkomstestrome bou. En 'n inkomsteplan, wat is die blueprint, hoe doen ek dit, hoe stel ek sosiale media op, basiese bemarking. Daai is jou eerste een, jou kleintjie. En begin eerder met 'n klein program of met die $10 as om niks te doen nie, want begin om daai nuwe baan te bou. So, soos ek gesê het, jy kan upgrade en
jy kan kies, as jy die $10 opsie vat, kom kuier jy vir 'n maand lank in ons klaskamer. Kan jy die kat uit die boom uitkyk 'n bietjie. Jy kan besluit, jy kan langer bly en saam met ons begin geld maak, of na 'n maand kan jy net weer uitgaan uit die klaskamer uit. As jy voel hierdie is nie vir jou nie, dan eindig jy net jou klaskamer fooi. En daai is wat jy kan doen met die $10 enetjie. So, as jy 20 kliënte het, maak jy R1,600 'n maand. As jy 50 kliënte het, maak jy R4,000 'n maand wat jy nie gehad het nie. En as jy 100 kliënte uitgenooi het, maak jy R8,000 'n maand en so gaan dit groei. Hierdie plan werk soos 'n bom vir baie van ons. Nou, soos Marilou vroeër gesê het, jy moet daai siklus breek en jy moet veg vir vooruitgang. Dit gaan nie in jou skoot val nie. Dit kom nie net outomaties nie. Ons moet iets doen. En dis ons manier om hierdie te gebruik, want soos ons vroeër gesê het, die wêreld het verander. Groei saam met die wêreld se tegnologie, want Vader gebruik dit om sy kinders los te breek uit armoede uit. So, hier's my uitnodiging. Boek vir jou 'n Wi-Fi of 'n video call met jou bemarker so gou as moontlik. En as jy nog vrae het, want jy dalk nou hier gekyk vanaand en jy sit dalk nog met bekommernisse, of jy dalk nog 'n klomp vrae wat jy die antwoorde graag van wil hê. En as jy dit wil doen, die persoon wat jou uitgenooi het vanaand na hierdie klas toe, is jou bemarker. So, kontak gerus jou bemarker môre of Saterdag of wanneer jy kan. En dan vra jy al daai vrae wat jou nog pla. En nog dit wat jy kort, bespreek jou obstacles. As jy voel daar's probleme op jou pad om hierdie te kan doen, bespreek dit met jou bemarker en vra vir daai oplossings om 'n plan te kry hoe om dit reg te kry dat jy kan begin. Maar hier's die goeie nuus, jou bemarker word jou mentor. So as jy hierdie doen, gaan jy dit nie alleen doen nie. Want jou bemarker vat letterlik jou hand en stap die pad saam met jou. So jy kan hulle bel, jy kan hulle Wi-Fi, jy kan hulle video call, hulle gaan die pad saam met jou loop, maar jy het altyd raad, jy het altyd hulp. So jy het jou bemarker wat jou mentor word, jy het jou Afrikaanse klaskamer waar jy kan inskakel, maar jy het ook die wêreldwye internasionale klaskamer waar jy inskakel, en die beste is, jy het vir Michelle O'Neil, wat jou ultimate mentor gaan word, wat die program geskep het, want jy gaan 'n hele reeks e-learning lesse saam met haar ook doen, waar jy gaan leer by die beste van die beste, hoe om aanlyn bemarking te doen. So, ek wil amper vir jou sê, jy kan nie misluk nie. Hierdie program is failure proof, want hierdie is klaar getoets deur duisende van ons reg oor die wêreld. En toe ek begin het ek vir myself gesê, maar wag 'n bietjie. As hulle suksesvol kan wees, dan moet ek ook suksesvol kan wees. Want ek is bereid om alles in te sit. So ek is bereid om enige iets te doen wat binne Vader se wil natuurlik nou is om my familie se siklus te breek, presies net soos Marilou gesê het. Sy het besluit, haar kinders gaan nie swaar kry nie. Breek haar siklus. Breek dit, want jy kan. So, dis hy julle. Ek hoop jy gaan daai afspraakie maak met jou bemarker en ek hoop ons gaan vir jou binnekort sien binne in die online space dat jy deel word van ons groot digitale familie. Jy's baie, baie welkom. Dankie vir julle tyd vanaand. Mag julle 'n wonderlike aand hê en ek hoop as jy gaan slaap vanaand, dat jy gaan droom van hierdie. En ek hoop ook dat jy weer gaan begin droom oor al die goed wat jy van vergeet het. Al daai drome wat in jou hart gestoor is, wat jy gedink het, dit gaan nie gou gebeur nie, soos byvoorbeeld 'n seevakansie saam met jou familie. Dalk is dit nuwe bande op die kar, dalk is dit die agterstallige rekening of skuld, dalk is dit 'n nuwe kar of 'n nuwe huis, wat ook al. Maar begin weer te droom. Want Vader wil hê ons moet groot droom en Vader wil vir ons meer gee. So ek hoop vanaand as jy gaan slaap, gaan jy lekker droom en lekker slaap oor 'n hele nuwe baan wat Vader saam met jou gaan bou. Want as jy hierdie doen, doen ons dit saam met jou, maar ons gaan jou inspireer om dit ook te doen saam met Abba Vader, want hy laat die onmoontlike gebeur. Hoor mooi, hy laat die onmoontlike gebeur. Hierdie is net 'n kanaal wat hy gebruik. Hy is die eintlike deurbraak. Dankie julle, dankie vir julle tyd. Ek is so bly julle was hier so gewees. Mag julle lekker slaap vanaand.